Want eerstens my skrif met julle deel van 1 Korintiërs 13 vanaf vers 4. Het sê die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie. Is nie opgeblaas nie. Handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken nie kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. En bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. Die liefde is nimmer meer, maar profesie, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure by mekaar en sê hulle, wees saam met my bly, want ek het een slaap gekry. Sien, daai gelykenis is vir my so mooi, want dit beeld Jesus se liefde. Partykeer is ons op 'n plek waar ons verlore is. Partykeer is ons op 'n plek waar jy voel God is ver. Waar jy voel hy kom nie na jou toe nie, hy kom haal jou nie, waar is hy? Hy kom haal jou nie. Maar die Bybel sê maar gelykenis, dat as jy 99 groot moet kom haal. En voordat ons aangaan, wil ek julle gou iets vertel van myself. So, my seentjie Sebastian, hy is nou 7 jaar oud. En Sebastian, toe hy gebore is, toe sy eers vir 'n week in ICU, en ons kon weer raak optel en vatsou, en so aan die, maar ons fout met sy longe, en ek onthou, die dag toe kom vir die heel eerste keer vasthou in my arms. Die Here praat my daai dag en sê vir my, weet jy wat, Willem, die liefde wat jy vir die kind voel, denk net te veel meer voel uit liefde vir julle. En ek weet van julle is die wat kinders het. Denk er voor jy kan hulle doodmaak. En my is nie net 'n kind nie, maar is 'n hond ook. Weet, as ek my belt afval in die huis en sê jy, die hond spat in kant toe en Sebastian aan die ander kant toe. Maar so stout as wat hulle is, so lief is hy vir. En dis waar die storie kom van die verlore seun. Hierdie seun gaan aan sy pa toe en hy sê, kom pa, ek soek my erfbos asseblief. Tata, gee, asseblief. En sy pa gee vir hom sy erfbosie. En die seun gaan toe na 'n vreemde stad toe. En die Bybel sê hy het ons bardag gaan leef. En sy erfbosie geblaas. En toe hy alles verloor het, toe kom 'n hongersnood ook nog in die land en hy kry nie werk nie. En hy eindig toe op 'n varkplaas. Nou vir Jode op 'n varkplaas te gaan werk is nou, hulle mag. Maar hy gaan pas varke op. En terwyl hy die varke oppas, sê hy iets, maar kan nie eers die seemels eet van hierdie varke nie. Maar my pa se diensknegte kry dan brood, lekker koeldrankie, koud, wat ook al die geval is. Maar hulle kry beter as dit nou kry.
Hy druk sy trots in sy sak en hy gaan terug huis toe. Maar hy gaan terug huis toe met die verwagting dat hy gaan pak slaap. Jy weet sommer wanneer 'n pak slaap kom. Hy het gedink nee, sy pa gaan hom sê, weet jy wat, jy is nie my kind en ek soek jou nie. Jy het jou erfkos gevat, jy wil nie gaan nie, jy wil nie by my bly nie, daar is nie meer wat jy gaan. Maar die Bybel sê toe sy pa hom sien aankom, ek het begin hardloop, ek het hom toe gegaan. Die ouetjie val op sy knieë en hy sê vir sy pa, ek is nie waardig om jou diensknegt te wees. Sy pa roep die diensknegte, geef hom 'n nuwe kleed, geef hom ring, geef sy plakkies aan sy voete. Kom ons slag 'n kalf, my verlore seun is bereis. Dis liefde. Dis onvoorwaardelike liefde. Kom ek vra julle so, tree ons uit liefde op. Sien die Here het vanmiddag baie hard met my gepraat oor liefde, wat ons moet toon. So haat ons eie broeders, streek sleg op teen ons broers, ons susters. Ons is vervreemd met hulle. Sien, ek het op 'n stadium in my lewe, het ek en my vrou alles verloor. Net so voor COVID, ons alles verloor, ons huis, ons kar, alles. My seentjie was 2 jaar oud, op daardie stadium. En my vrou se broer kom na ons, sy sê vir ons, weet jy wat, kom bly by ons. Ek het eers heavy daarteen geskop in die begin. Ek wou nie. En tot op die einde gebeur het so dat ons toe nou hier kom bly, ons bly toe in die 8ste straat, ek sal het nooit vergeet. En toe kom COVID, toe sit nie, het nog steeds nie werk gehad nie, het was rof en net Lisa het gewerk op haar stadium. Dit was 'n rowwe tyd in ons lewe. En ek stap die eerste keer in hierdie kerk en onthou ons daar aan daai kant van die banke gesit. Ons het die diens gedoen en ek het op daai stadium was ek baie ver van God af. Ek wou nie eens van God weet nie, want ek was kwaad vir hom, toen ek alles verloor. So 2 of 3 maande gaan verby en ek kom weer en ek raak betrokke by hierdie gemeente. Hierdie jaar is ek 4 jaar. En elke keer wys God sy liefde vir my. Sien, as die Here my nie deur donker waters gevat het, sou ek vandag nie oorgestaan het. So haar swaar nie vir ons liefde gewys het nie. Gesê, kom bly by my nie. Sou ek nie hier gewees het vandag. Dan was ons miskien op straat. En ek wil begin klaarmaak, ek wil hierdie vir julle sê. Partykeer is die liefde wat jy vir ander toon, die enigste liefde wat hulle van God af ervaar. So Bennett hierdie gesegde, hy sê altyd die ou wat die moeilikste is, of wat die hardste is, die meeste liefde. God het sy enige gebore seun gestuur om aan die kruis te sterf, sodat ek en jy kan vry wees vandag. Dis liefde.
sien, liefde, bedek alles. Dit verdra alles. En partykeer, laat ons toe dat die vyand ons liefde steel van mekaar. Ek wil vanaand vir julle sê dat ons God se liefde moet tentoonstel. So ons begin doen teenoor mekaar. Dis so in die Here maak. En ek wil nie daar hoog staan. Die Here vra vir my, kom dit nie my liefde tentoonstel. Al die hoofd gebuig, iemand kyk rond nie. As jy vanaand sit en sê, weet jy wat, Willem, ek het nie Gods liefde tentoongestel nie. Willem, maar ek wil het doen. Wil jy nie net jou hand op jou hart sit vanaand? Sal jy nie saam met opstaan in hierdie moment? Heer, vanaand kom ons met ons hande op ons harte en ons wil die liefde tentoonstel Vader. Heer, ons wil sê, weet jy wat, Heer, dit maak nie saak wat my broeder aan my doen, of wat my vyand hier aan my doen nie. Ek sal die liefde tentoonstel vanaand. Want ja, Here, ek is ook swak. Ek is ook moeg. Maar Here, help my om in my hart die liefde te kry. Here, ek vra dat die elkeen sy hart sal vat en die liefde net weer daar binne plaas. Vra dit, Here. Nie omdat jy dit verdien, Here. Maar jy het die groot en heilige naam. Amen. Amen. Sê terwyl die band na vore kom. Wil ek die laaste gedagte gaan met julle deel. Voordat jy iets vir iemand sê, voordat jy iets doen, dink aan God se liefde. Voordat jy iets doen, voordat jy iets sê, dink aan God se liefde. Stel ek God se liefde tentoon. Vader, want ons is geneig beteken te praat voordat ons dink. Ons het altyd soke baantjies gekry, en lyk altyd soos hierdie ene. Sê, what would Jesus do? Of wat wil Jesus doen? In Afrikaans. Dink ons begin dit weer. Want
dan sal jy sy liefde tentoonstel. Amen. As sy die broers wat die offerandes gaan doen, julle kan na vore kom en dan staan op vir 'n laaste liedjie. Right, kom ons doen die net. Here, so dankbaar vir hierdie diens vanaand, Here. Dankie dat ons in die teenwoordigheid kon wees vanaand, Here. Here, mag ons die liefde tentoonstel vir ander vanaand, Here. Ek vra dat, Here, nie omdat ek dit verdien nie, maar alleen in die groot en heilige naam. Amen en amen. Sê,